Ek begin die recording nou. Daar sy, okay. Ehm ons het met die indicator het ons volledige beheer. Ek gaan nou net vir julle eers die RSI effek wys. Ek gaan indicator list, daar het nog iemand gejoin. Indicator list, baie welkom. Kom ek maak gou oop hierso. Ek wil net vir julle wys hierso. Kyk, as ons daai dot wil nader hê, daarna toe. Hierdie geel is die RSI 2. Die pers is die RSI 3. Die wit is die 4 en die blou is die 5. So as ons die RSI verander na 'n 3, dan gaan hy die dot vir my daar gee op 90. OK, daar. Op hierdie plekkie daar. Kom ek wys julle hoe werk dit. So ons vat RSI 3. Right? En ek het 90 hierso. So dis 90 is goed. Ek het nie 95 gehad nie. Die oomblik wat ek nou omklik, hier gaan hy vir my daarna toe skuif. As ek klik hier, kyk nou 'n bietjie wat gaan daai dot moet daai ene dan, hoor, hou hom dop. Sien julle waar skuif hy? Nou kan julle sien hy skuif nader. En dis die lekker van hierdie ding nou. So ons het amper 3-dimensionele beheer op hierdie. Sê nou maar ons wil hierdie dot nader aan daai punt skuif. Dan kan ons kan die RSI 5 vat. Sien julle daar die bloue? Right? Yes. En ons gaan hom daar sit. Dan gaan nie een van hierdie ander dots wys nie. Kom ek wys julle gou. As 'n ou net daai ding besef, dan het jy basies 3-dimensionele beheer op jou dots. So ons maak daai 'n 5, right? Kyk nou wat gebeur. Kyk waar skuif hy daai dot. Sien jy? Kyk waar vat hy daai dots. Onthou daai dot is die entry price, né? Op 'n kopskwat. Dis die entry price. Kyk wat gaan die 5s vir ons gee. Dis amazing. Okay? Nou, as ons die vlak skuif, kom ons skuif die vlak, kom ons maak hom die 3 en ons skuif die vlak na 95 toe. Nee, dit gaan ook nie help nie. Kom ons vat die 4 en ons skuif hom. Okay. Kom ons vat die 5 en ons maak hom in plaas van 90 maak ons hom 92 of so iets. Kom ons kyk gou wat gebeur dan. Net vir jou wys. Ek wil 'n bietjie daar by daai ene ook nog bietjie nader kry, maar dan gaan ek nou van die ander dots verloor. Maar ek wil net vir julle wys hoe fyn kan jy hom skuif. Hou daai dop, hou daai ene dop, hou hom dop. Watch hom nou. Sien julle hy het geskuif. En kyk, daai twee het ook geskuif, maar jy daai twee verloor want hy het nooit die 92 bereik nie. Nou kan jy sien, okay. Yes. 'n RSI 3, 'n RSI 5 met 'n 90 level is eintlik 'n baie goeie level. Dit is hoe mens eyeball optou. Jy kan dit nie doen in 'n optimization binne die robot nie. So nou kan jy sien. Kyk waar sou daai entries gewees het. Jy gaan minimale drawdown hê. Absoluut minimale drawdown hê. En hy gaan onmiddellik profit hardloop. En as jy trailing bysit, gaan dit ook help. So dit is hoe RSI dit kan beheer. So RSI het jy 2-dimensionele beheer. Jou level en jou RSI periode. En hoekom ek hierdie al 5 hier gesit is bloot om visueel te sien hoe om te optimize. Daar het julle nou 'n mooi geval gesien hoe ek die 5 gebruik. Okay? As ons byvoorbeeld hierso die 4, die 3 gebruik, ek gaan net gou hier uitgaan dat ek my kruis kan terugkry. Muiswieletjie gee vir my kruis. Kom ons kyk bietjie daar. Daai is die 3 op die 90, dan sou hy die dot daar gesit het. So as ons 390 gaan maak, dan gaan hy hom daar gee. Hy's nou 5. Hy's nou ek dink hy's nou 5. Ja, hy's 5. Hoekom wys daai ene want dit is nie nog net nie opgegaan nie. Kyk, ja. Kyk hoe mooi kan jy daai kolletjies al hoe nader skuif. En dit is wat jy moet doen. Jy gaan aan jou indicator en jy besluit wat jy wil daar hê. Okay. Nou gaan ek vir julle wys hoe jy die RSI dots kan afsit en dan kan jy die moving average dots opsit. Met ander woorde, elke keer as hy deur die 10 gaan of as hy 20 gaan. Okay. Lindy, ek wil net by jou hoor, moet ek liewer Engels praat as jy nog ander mense het wat net Engels is?
Nee, allemaal Afrikaans, Almal baie Afrikaans. dankie Okay, jou. baie goed. Nee, dan is dit reg. Maar ek meen in jou hele groep Yes. vir die toekoms. Okay, Nee, alright. allemaal sal verstaan. Okay, baie goed. Ja, Dankie. Dit maak dit baie lekker en baie maklik, ja. So, okay. okay. Ek gaan nou gou-gou die control E gee vir my indicators. Dan klik ek net weer op hom daar en ek gaan nou gou-gou dat ek hom net bietjie optrek daar. Daar's hy. So, kom ons sit die RSI dots. Okay, die MACD is af. RSI آخر از بکن رنو صدق ما أنا كريت كله كيتو خلاص كده شكلنا في كان يا ترى كمان كم Dalk moet بتسكيل jy net vir jou unmute. Ek dink dit, ja, jy, jy mute net iemand daarso. Ekskuus, ek hoor nie mooi wat julle sê nie. Jammer. Toe maar 'n slag gedoen, dankie. That's Julle okay? right, Alright. dankie. Okay, ek gaan die RSI dots afsit en ek gaan die ehm wag ek net 'n bietjie optrek. So, daar's hy. Ek gaan die SMA dots aansit. Daar. Okay. Nou gaan hy vir my die kruise wys. sien julle waar is hulle? Waar hy die 10 kruis of waar hy die 10 en die 20 kruis? 10 en die Yes. 20 kruis, 10 en die 20 kruis, daar ook, daarso, oral. So jy kan besluit, wil jy hierdie trade of wil jy die RSI trade? Ek voel met RSI kan ons nader aan die entry point kom. So kom ons haal hulle af. So ons haal die kruise af, okay. Kom ons sit die MACD by. Nou die MACD gee vir my wit kring om in te gaan. Dit is by the way 'n bommetjie wat lyk of hy moet ontplof. En hy gee wat het nou gebeur? Ek het my RSI is af, jammer. MACD is aan, okay. Daar is hy. Goed. Daar's jou RSI dots. Okay, onthou ons level is nou ek kan nie onthou wat was hy nie. RSI 5 level 90. Okay. Kom ons maak hom RSI 2 en level 95. Gaan kyk 'n bietjie wat gebeur. 95. En julle sien die dots is nou nie meer so naby aan die aan die hoë punt nie, okay? Naby by die spike nie. Maar kom ons los dit daar, dan wil ek vir julle wys waar is die MACD. Laat ek net hier uitgaan. Ag ek moet eers hier toe maak. Maar as jy hom leier van daar af dan maak jy meer as wat jy net een lot size nog voorabo. Ja, dis waar. Laat ek net gou kyk hierso. Okay, nou gaan ek net so 'n bietjie uitloop dat ons kan sien van waar af tot daar kom hy. Hierso, daar het die MACD onder die signal gekruis en dis die entry, okay? En onthou die 300 moet ook val, so daar's my eerste dot. Hy gaan daar gaan hy aan af. En waar gaan hy uit? Hierso. sien julle? Dis waar hy Yes. uitgaan. Daai kruisie daar. So as jy dan net as jy MACD sou getrei het, dan sou jy nou nie geld gemaak het hierso nie. Kom ek sit die kruis van daar na daar. Jy sou 'n klein bietjie gemaak het, okay? Klein bietjie gemaak het. Laat ek net weer probeer. Van daar, okay, maar is wil van daar meet ek net tot hierso. Daar. Ek sou so 'n klein bietjie gemaak het. 8000 punte. 1000 is 20 sent. Sou daarom $2 gewees het. Okay. Dis basies hy gaan nooit vir jou kolletjies gee buite hierdie twee nie. Okay. Jy kan maar gaan kyk wat jy oral waar jy kan kyk. Jy gaan 'n wit kolletjie kry en jy gaan jou kruisie kry. So al jou dots is tussen hom. Net die feit dat hy jou uithou om nie te trade wanneer daai MACD daal en onder sy signal is nie, net dit alleen maak 'n ou se winning rate baie hoog. Okay. So dis basies wat 'n ou moet doen. So as jy kyk na al hierdie trades, is mooi signals. Okay, kom ek skuif hom weer 'n bietjie na die RSI 5 toe. So tussen hakies, die industrie gebruik baie die RSI 5. Ek weet nie hoekom nie, maar vir my het die twee lekker naby gekom. Kom ons vat maar die 5.
En dan maak ek hom 90 hierso. Okay, en dan net gou hierso 90 maak. Want hy gaan nie altyd so hoog nie. Hierso is dit nou bietjie minder, né? Sien julle? Ja, is Ou moet minder. maar jou 2, jy kan dalk 'n 3 gebruik. 'n 3 gaan vir jou 'n paar gee. Ja, hier moet jy in hierdie geval as jou prysaksie so lyk, sien jy, dan moet jy maar 2 gaan. Dan moet 'n ou maar 2 gaan. Dit hang af van jou prysaksie en dit is die lekker ding. Jy kan mos nou sien hoe is jou prysaksie. Nou sien jy nee man, hier is dit wat ek graag wil hê. Al wat jy doen is jy verander net jou RSI of jou levels. Kom ons maak daai ja, kyk die blou bereik die blou bereik niks nie. So kom ons maak dit 'n 2 en dan maak ons sommer nog 'n 90. Kom ons maak hom 95. Dan gaan hy 'n bietjie nader bring. 95. Nou so. Daar kan jy nou sien daar's nou meer dots ja. Daar's hulle lyk goed. Dit lyk goed vir my vir hierdie prysaksie lyk dit goed. Maar volgende keer as jy nou soos wat ons nou by 'n ander plek gekyk het, hierso het die 95 beter gelyk. Ook nie hier nie want hy sou net een gegee het daar. Waar was dit wat ons gekyk het? Nee, dit was tog daar. Die 95 behoort ons. Dit was RSI 3 geweest, RSI 3 wat vir ons goeie punte gegee het. Maar jy kan sien jy kry nog steeds goeie dot. So jy kan besluit, wil jy die 1020 trade of wil jy die RSI trade? En die MACD is die beginfilter en die eindfilter. En as jy langtermyn wil trade, jy kan daar trade waar hy ingegaan het of ou kan sê wag tot hy onder hom gaan en dan begin jy trade. Maar dit hang af hoe hy val en hoe vinnig hy daal en alles, maar as 'n ou net jou kolletjie so kyk, dan het jy volledige beheer. En dit is wat ek graag vir julle ouens wil leer is, as jy nie verstaan wat jou robot doen of wat jou indicator doen nie, kan jy maar vergeet. Dan is dit maar wat die ander ou gesien het en hy gee dit vir jou. Met hierdie ding het jy het absolute fyn beheer oor waar jy dot moet kom. En as 'n ou dit gaan gebruik, dan kan jy baie goed doen. En die robot kan outomaties trade en hy sit vir ons waar hy 'n dot sien, verkoop hy. En hy sit die stop by die vorige swing en hy kan trail. So ons kan volledige beheer kry daarmee. En dan ek gaan die indicator maak dat hy vir boom en crash werk. Hy sal outomaties optel of dit 'n boom en crash is. So hy gaan net op BNC werk. Hy gaan nie werk op V75 nie en hy gaan nie werk op enige iets anders nie. Alleen as die eerste 4 woorde boom is of CRAS. Dis waarna ek kyk as die instrument boom sal hy dit wys. Vir crash gaan hy net onder die MACD wys en vir die booms gaan hy net wys wanneer dit aan die bokant is. So dis net mooi aan die ander kant. Ek sal dit alles mooi insit dat 'n mens hom kan gebruik op boom en op crash. En as die wat belangstel en wat wel die indicator gaan koop by Lindele, julle gaan 'n serial nommer kry vir die demo en vir jou lewendige rekening. En ek stel voor dat as jy robot gebruik wat ons sal beskikbaar maak, dan gaan jy eers op demo try totdat jy sien wat gebeur. Al doen 'n mens dit vir 'n week of 2 of langer tot jy sien wat doen hy en dan gaan jy live, want dan weet jy wat is jou drawdowns en hoeveel kapitaal het jy nodig en of jy hom wel kan trade of nie. Die alternatief is, jy gebruik net die indicator en jy eyeball nog die signals. So as jy nou kyk hierso, daar is MACD baie laag en goeie, so daar is jy baie ver van jou moving average. Ek sou nie graag wou sel daar nie. Want julle kan kyk, hierdie prys, ek gaan hom uitzoom vir julle. Ek wil net vir julle wys wat doen die prys. Kyk hoe zigzag hy rondom die 300. As hy te ver van die 300 gaan, dan kom hy terug. En as hy te ver onder die 300 gaan, dan kom hy terug. So die 300 is amper asof hy 'n elastic band aan hom het wat hy kan net tot op 'n punt gaan en dan kan hy nie verder nie. En hierso kan jy sien, kyk hy gaan hoog en dan kom hy terug. Hy gaan op, dan kom terug. Hy kom terug die hele tyd. Hierso af, dan gaan hy op. Gaan af, dan gaan hy op. Jou 300 in hierdie geval is amper soos 'n die middelpad van die hele spul. Daar kan jy sien as hy te ver afgaan, dan kom hy op. Te ver op, gaan hy af. Dis hoekom en as julle sien hierdie 300 volg eintlik amper pragtig hierdie
hierdie routine hieronder. So dis jou hele prysaksie. Okay, hier het hy weer 'n bel 'n bietjie verder gedaal, maar hy gee dis die naaste wat ek kon kom. Was dit 300 600 met 'n 60. En ek sal vir julle hierdie template stuur. Ek gaan hom nou vir Lindy stuur en dan kan sy dit net met julle deel. Okay. En julle kan dit klaar opsit. Jy het nie die robot nodig of die indicator nodig nie. Jy kan alreeds jou template opsit. Hy gaan ongelukkig nou nie die dots wys nie as jy nie die indicator het nie. Maar intussen kan jy al met wat ek jou nou geleer het, kan jy al begin try jou eie goed sien, want jy sien wanneer daai 5 deur die 90 gaan of deur die 3 deur die 90 gaan en dan kan jy jou trade vat. Solank dit die MACD onder sy signal is en die MACD besig is om te daal. As hy plat loop, dan moet jy nie ingaan nie. As hy plat loop, moet jy nie ingaan nie. As hy bokant omgaan, glad nie. As jy dit doen, daai filter is absoluut ridiculously accurate. Okay, dis omtrent al wat ek wil sê. Is daar enige vrae van julle kant af? Julle is baie welkom. Enige vrae? Ek luister. Ja, dit lyk amazing. Yes. Dis al. Ja, nee, ek is bly. So Lindy, ek sal vir jou die nuwe kode stuur, dan moet julle net asseblief die ander doodmaak wat julle gekry het, hoor. Okay. Of override, een van die twee die wat ek vir julle gestuur het reeds, okay. Ja, okay. En julle kan sien ek het so 'n bietjie verander aan die volgorde van die input dat ek net hier vir jou wys. Dit was bietjie de mekaar gewees as gevolg van die manier wat ek die ding ontwikkel het en goed bygesit het. Maar jy kan nou sien ek het mooi die MACD goed bymekaar gesit met wys of nie. Ek het die RSI goeders mooi bymekaar met wys of nie en ek het die moving averages met wys of nie bygesit. En dan heel onder is jou daai en so hy lyk 'n bietjie netjieser. Ek sal 'n bietjie groepe bysit op hier net dat dit netjieser lyk. En dan kan julle daarvan af kan julle nou maar kyk hoe hy gaan en dan ek sou voorstel dat ons begin deur die indicator te gee en dat ek daarvan af dan nou dat hulle intussen maar met die indicator speel op demo en wat jy weet en dan ek sal die AI bring wat op die dots wat daai ouens die settings wat jy in jou indicator sit die kom binne in jou robot al die settings kom binne in jou robot en as jy dieselfde settings in die robot gebruik sal hy elke dot self wat daar opkom wat jy sien and that's it end of story. Okay julle maar geniet baie dankie vir julle aandag en ek dink ons kan lekker trade hiermee okay. Ek sal die boom bysit so dat gaan 'n BNC wees. Hierdie is op die oomblik net vir 'n crash gewees, okay. En dit werk goed op crash 300 ook. Kom ons kyk net gou voor ek weggaan. Net gou crash 300, laat ek gou crash 300 hier opsit waar is hy? Crash 300. Hy gaan dalk 'n bietjie ander dots hê. Crash 300 is 'n baie moeilike een om te speel want hy's geweldig duur. Omdat hy 0.05 is, weet hy is vrek duur. Maar daar kan jy sien sy dots is ook baie mooi. Maar die Crash 500 is omtrent die veiligste een om te speel. Jy gaan agterkom dat Crash 900 of Crash 1000 hy hardloop vreeslike lang ente. En dit maak dit baie moeilik om die pullbacks te kry op hom, jy sien. So ek sou sê mense moet op Boom 500 konsentreer met 'n klein rekening en sodra jy groot genoeg is, dan kan jy na Crash 300 toe gaan. Maar Crash 300 is 'n baba van 'n heel ander kleur. Hy moet jy eers demo try ten minste vir 2 weke voordat jy die robot op hom gaan sit vir op 'n Crash 300. Okay. So hy gaan op enige boom werk en op enige crash. Ek weet nie hoeveel booms en crashes daar is al deesdae nie. Kom ons kyk net gou. Ek weet hulle het 'n bietjie bygesit. Hulle het so klomp bygesit al. Laat ek net gou kyk hier as ek boom. As ons daai C6 kan master in C3. Daar's 'n 900, daar's 'n 300, daar's 'n 1000, daar's 'n 500, 600. Okay. Hulle het net 300, 500, 600, 900 en 1000. Kom ons kyk 'n bietjie by die crash. Crash is boom. Crash. Crash
Ek het nou al 'n paar kruise by, daar wys hy hom daarbo. 1300, 500, 600 en Yes. 900 is dieselfde. So dis wat hulle het basies Ja. gekry in Boomend kruis. Yes. So, ek het nou glad nog nie na die ander goed gekyk nie. Ek het nie na 300 gekyk nie. Ek het ook nog glad nie na 600 gekyk nie. Maar die lekker ding met hierdie kolletjies is, jy kan nou na enige boom of kruis gaan kyk met hom. En jy kan daai kolletjies sit net waar jy hulle wil hê. Want ek het nou vir jou mooi gewys hoe kan jy hom beheer. Met die level en met die periode van jou RSI kan jy daai kolletjies so lekker beheer. Hoekom Yes. ek probeer nou groter gaan hierso. Okay. Hoekom wil hy nie maar daar sy nou 'n bietjie groter. So omdat ek die RSI 2, 3, 4 en 5 hier gesit het, is dit nou vir 'n ou beter makliker om te sien watter ene gaan vir jou wel die kolletjie nader aan die spike bring as wat jy wil hê. So jy kan hom op enige van die boom op kruises insit tot jy happy is met jou dots. En as jy happy is met die Yes. dots, kyk jy daai settings binne in die AI wat ek jou gaan gee. En die indicator en die AI gaan saam hardloop. So dit gaan 'n Yes. kombinasie wees, jy kry al twee. En dit gaan Ja, werk op wonderbaar. al die booms en op al die kruises. Okay. Alright. Wonderlik. Ek gaan hom Right. Ek gaan stop hier en rekord. Ek groet julle 'n lekker aand vorentoe. En alles wat Lekker Baie dankie. alles van die beste vir almal van julle. Alles. Selfs vir julle almal. Daar's Dankie Actually, man. Bye. hier.